Kom ek gee net vir julle 'n idee, daar is die hoofklasserie kamp, daar op die Perrehoef. En daar waar hy wit bakkie staan net so bietjie regs van hom is daar waar hy bootjie lê, dit is Kaap Corner. As julle ons kan sien, ek gaan dit nou probeer sommer so doen. Hy gaan dan op daai boom afgooi en dan gaan hy so stadig regs tot by daai bos. En dan het hy 'n groter spasie om binne in die rivier te hang. Blykbaar is daar 'n lieflike wit sandbank, harde sandbank wat inkom, wat hy kan gebruik. En dan gaan hy daar links van daai boom, gaan hy dan 8 meter van daai kant af, gaan hy 'n bietjie hengel, en hom net bietjie korter maak hierso. Ek gaan sommer hierso so 100 meter reguit in die wind in. Dit is baie werk hoor. Ok, daar gaan Johan nou vir die eerste maal in. Dis nou maandag, lekker ver in die middag. Ek hoop nie hy gaan daar aan die linkerkant plek kry waar die visse is nie. Ek hoop hy kom maar meer daarna regs, want ek gooi nou eintlik daar waar hy ry. Was 'n groot oomblik nou om hierdie kant toe te kom, dat ek die spot kan kry en hy daai spot. Maar nou ja, kom ons kyk wat gebeur. Hy moet nou daar aan die ander kant kom, so dis omtrent 300 meter, en dan moet hy ten minste, sê die groot manne, 8 tot 10 meter moet hy hengel van die kant af. Of van daai kant af, ekskuus, hoe praat ons nou? Maar in elk geval. Maar hierdie bou, kyk net hierso. Pragtig. Nou ja, ons is nou besig hierdie kant met hierdie karp hier, en daar wys daai stok is daar ook iets. Terwyl hy vir ons vertel hoe hierdie vis Terwyl hy nou, hom 70 meter getrek het en toe het hy vir 20 minute geveg. Nou sy kwaad. Woe! Hier's aksie. Nou sy kwaad. Terwyl hierdie ouetjie lê en wag vir ons, het daar nog 'n stokkie gehardloop, en Johan is net besig om agter hom aan te wirt. Hierdie vis is nie. Daar is hy man. Dit lyk beter. Ok, ek wil net 'n foto. Die mooiste van visvang, né? As jy hom los en hy gaan Pragtig. Sy visie nommer 2, daar gaan dit. Visie. 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 Dis 'n vis. Wel, drie agter mekaar. So die eerste 2 het ons nie gepraat oor 'n bietjie detail met poeier en goed nie, maar nou het ons hierdie ou 15 minute na daai 2 gevang. Is daar ietsie wat jy sommer wil met die voer of iets wat jy spesiaal doen? Asseblief man. Daar sê want. Ek is besig om die Mava poeier te toets die laaste 6 maande. Spel hom net bietjie daai poeier. M-A-W-W-A, Mava. Mava. Is 'n Griekse woord. En dis die derde vis. Ons het by Harties 39 vis in 'n bestek van 3 dae gevang, bo 7 kilos. Ons is nou hier by Klasserie Dam. So ons eerste oggend is die derde vis. Vermoed hierdie gaan so 14 wees. Die eerste een wat uitgekom het was 16, toe 12 en nou die 14. Ons gaan hom nou weeg net om te bevestig. Almal op die poeier. Ek skuif aanhoudend die beginsel. Met ander woorde, ek sal of 'n tiger en 'n pop-up sit wat ek lig, of ek sal op die grond 'n tiger sit, maar elke keer gaan dit Mava toe. Want ek wil hê die Mava moet werk, nie my strategie nie. Okay. En op hierdie stadium, hierdie 3 visse wat vanoggend uitgekom het, is een 'n skilletjie tigers met 'n sponsie, die ander een is 'n tiger met 'n pop-up en die ander een is net 'n plat tiger.
Maar elke keer werk dit vir ons en ek sit die mavapoeier in die voer en dan maak ek 'n klein sakkie en dan skit ek ook die hoekas nadat ek dit gedip het in wat ek wil. So ek het nou hierdie een byvoorbeeld gevang op chop geskit in die mavapoeier. So die mavapoeier is net daar om die geur en die kleur te verryk. Want dit bied die vis werklik wat hulle nodig het. Dit is soortgelyk aan 'n beeslek. Dis 'n hoë gekonsentreerde aminosuur en proteïenpoeier. Pragtig, Johan. Kompeterende wêreld uit en dis baie keer tot jou voordeel, maar dis ook baie keer tot jou nadeel. Soos 'n groot kopskuif van die kompeterende hengel na die spesie hengel toe en dan die monsterkarpe is daar nou nog 'n verdere kopskuif. So hierdie sakkies, ek dink baie van die groot karphengelaars gaan dit nou vreemd aankyk. Maar dis 'n kompetisie ding, ons gooi nie 'n stok in by die kompetisie as ons dit nie doen nie. En vir my verseker dit net daar by die hoek is 'n klein handjie gesogte voer wat ek weet die vis na soek. En die res van my voer is letterlik net daar om 'n trigel te doen om hulle te kry om te wil aas optel. Nou wat sal jy nou gemaak het sonder jou Kili wat nou moet hardloop? Nee, frek. Jy met jou broek aanhou jong. Ek het hom nou net uitgetrek want ek het raak nou warm. Ek moet Vou hom frik. Ek dink nie Johan het besef hy wys die woord. Daai stok is nie 'n halfuur in. En jou net is nou nog daar. Maklik een van die mooiste vis wat ek in my lewe gesien het. Klaserie dam is weer klaserie. Kan onthou die jare toe Henny de Pre hulle hier gereeld gehengel het. Dis die visse wat hulle gevang het. Die geen is nie verlore nie. Och, kyk net daar. Kyk net daar. En sy kilos was? 16.4. Sy, kyk net hoe lekker. Hier kom 'n koue windjie deur. Gister was 37, soos ek sê, geen vis nie. En nou ja, die aap het vir Johan opgetoffie en te kere gaan uit. Vanoggend 'n grootte verloor. En toe hy die 2 stokkies inbring om hulle vas te maak, toe hardloop hierdie enetjie. Nou Johannes hier om die hoek en daar is hy man. Ai. En ek hoop dit klerk is nou 'n bietjie blyer. Pragtig Jos man. 'n Glimlaggie miskien so in die loop. Dankie Johan. Ai man, weet julle ouens. Bobbejane, ape, vreet alles as 'n ou weg is en dit alles en wille honde gisterand deur die water saam met 'n bok. Dinge loop sommer lelik, maar hier is dinge nou aan die gang. Right, ons het die skalkie. Nou vir julle ouens sê wat weeg hierdie ou. Ons swaarste sover is 16.4, né? Dis 'n billetjie. Ag, ons hoop so man. Maar die feit is die tweede vis vir die oggend so. Things are happening. Johan sukkel om hom op te tel. Daar sê 16.8. Daar sê dan is dit die swaarste met 4. Okay, dankie. Gister was die lugdruk uitsonderlik laag. Ons het 2 visse uitgekrap vir die dag. Ek het die hele aand sleg geslaap met die weer. Die wind was sleg en die onning van die tent het my gepla. En die hele tyd kort gekyk na die lugdruk want ek het geweet iewers as hy net kan draai en opstyg het ons 'n kans. Hier's 2 plekke wat ek geïdentifiseer het van ons hier is wat ek gesit het en net regtig die natuur dopgehou het en gesien het hoekom is die vis daar en verstaan na die topografie van die lyne en kontoure van die land buite kan die dam het ek besef maar die vis is daar en ek het 2 stokke gaan uitsit gistermiddag. Hierdie stok spesifiek was nie so akkuraat nie, die ander een was baie akkuraat geweest. Vroegoggend het hy geloop, wat was 'n huge vis. Ek het 'n 14 ons sinker opgehad en hy het ongelukkig verstrengel geraak in 'n hakplek en ek het hom verloor. Klomp goed het verkeerd gegaan en hierdie een het nou opgetel. So nou het ons so 80% van die stokke wat begin vis gee en die vis raak beter. Ek is nog steeds positief dat ons dalk die 40 ponder kan vang in die volgende dag of wat. Maar ja, dis nie maklik nie, is harde werk. Right, hierdie ouetjie is dan nog tans die swaarste reedsin was 16.4, 16.2 en hierdie ou is 16.8.
16.9. Ag, 'n 9, okay. So Right, Jos. amper daar. Net vir 'n mooi foto. Dankie my ou maat. En ons sit nog so 'n koffietjie en drink. En Johan is deur met sy boot op die water. Toe gaan hierdie stok van hom af. Nou julle sien, En hierdie stok ons kry nie gehengel nie. Ja, nee, laat ons net op video sê. Hy dag 1 toe ry behoor al my lyne en hy sny almal af. En nou help ons maar. Soos kyk nou waar is Johan? En hierdie stok het hy nou net ingegooi. Nou net. En ek wil nou nie te veel Peter met hom hê want ek weet nie hoe lyk die. Daar kom hy nou, hy sal sien. Ons is besig met sy ander stok. Ja, dis hy daai. Gemeet 16 dood. Maar okay, Johannie, ek het hom nou gegryp toe jy daarin was en hy was 'n halfuur sê jy was hy daar in die om die hoekie en jy het hom gedrop en toe jy weer iets gaan drop toe hardloop hy. Vertel bietjie, wat het jy nou agtergekom? Dis maar net 'n punt as alles begin by mekaar kom, as 'n ou nie doelloos net sit en kom hengel nie. Ek eet baie daar nie omdat ek besig is om vis te vang. En ons het nou agtergekom waar is die vis? Ek het eergister dit gesien. Gister het begin target en vanoggend is ons nou op die regte plekke waar ons vermoed hulle is. En baie interessant, die vis op hierdie stadium soek die aas plat op die grond. En dit maak dit maklik. Ons het nou al 2 of 3 visse so binne 'n halfuur gekry. Hierdie een is vandag se eerste een omtrent in 'n halfuur. Maar dis net bloot eenvoudig niks fancy nie, plat op die grond en dan is hulle daar. Kan ek net vra, wat was die vorige Asie se aanbieding? Die vorige aansies het ek laat regop staan. Ek het elke keer 'n sponsie of 'n fake maize of 'n halwe pop-up of so bygesit. Ek het alles nou weggevat. Ek sit dit net plat op die grond neer. En ek doop dit en hierdie spesifieke een was nou in perske en toe het ek dit in die mavapoeier gerol. Dankie. Absoluut die mavapoeier dink ek maak 'n wesenlike verskil. Die visse is honger, hulle is reg om nou voor te berei vir spon. So hulle gaan kwai vir daai aminosure en proteïene. Okay, Jos. Okay, ou groote. Gaan kuier daar by jou maatjies weer. Sjoe, sy so verby skiet. Tiger se een snyk sy kop en sy toon af. Okay. En die ander een skillik 'n bietjie met die kop en die toon af. Sit hulle aan mekaar en that's it. Ek sit hulle in. Nou gaan Loukie Lewies vir my vloek Energy Peach van Loukie Lewies en dan skud ek dit in die mavapoeier. En nou hoe kos hulle jou vloek as jy? Want ek het die naam vergeet en toe onthou ek daarom is Energy Peach. Okay. Okay, dit maak sin. En ja, hulle gryp die aasies nou vinnig. Mooi. Raai jy ou so gaatjie daar oop en dan sit jy die stoppertjie in en dan knoop jy hom maar net weer mooi vas, né? Ja, Frikkie elke ou het maar sy eie manier. Wel, baie ouens sê jy's maar die ding gly by my en dan sê jy is 'n eenvoudige manier. Vind maar 'n manier wat vir jou gemaklik is. Daar was hy nou. Die aasies soos ek hom wil hê. Dankie. Dan vat ek net die Energy Peach. Van Loukie Lewies. Energy Peach. Hy Weet jy hoekom ek die dips gebruik? Ek kom uit die kompeterende wêreld uit. Ek is lief vir die dips. Maar die dips maak dat die mavapoeier tot sy reg kom. En ek wil net sê kyk wat doen Johan uit 4 dips. Hy het nie 4000 nie. En ouens, hier is die grootheid. Baie mooi. Klou, en nou op pad uit dat ek hom in die lug hang, dat hy lekker droog waai. So teen ek hom gaan neersit dan. Is alles reg. Daar's sy. Droog en reg. Daar's sy Johan. Johan terug met sy, dink ek 3de vis op daai stok. En hy het nog nie eers mooi geland nie. Toe hardop sy ander stok Frik. Moet dit nou hanteer. Daar's sy Frik. Is hy daai Jos? Ja, ek weet daarom nie. Hulle raak al hoe groter. Hy sit nou net daai vis in die karpsak. Laat hy in die water bly. En dan gaan hy nou weer met die boot uitjaag om die ander een te gaan vang, wat Frik nou daar hanteer. Moet Frik nie saam gaan nie, Johan? Moet Frik nie saam gaan nie? Ja, ek kan as hy wil.
Maar kan hy jou help? Ag nee, hardloop pak gou. Jy is al klaar in. Dit vis wat nou net uit is, het ek nie die skep net saam. Nou toe vergeet ek hom. Toe ek O, daar hulle kom. het te vinnig gebyt, né? Die ander een Ja, het wel, dis nou maar nie die geval, maar toe ek nou daar kom, toe kom ek agter, maar ek het nie skep net nie. Ek sit weer op die Toe bal ek en ek trek die hemp uit, dan gaan ek kom met die hemp skep. Maar toe ek hom nou moeg het, toe kom ek agter nee, die hemp gaan nie werk. Hier gaan ek moeilikheid kry. Ek en die hemp gaan swem. Toe nurse kom mooi tot hy so my hand soos 'n baba, toe tel ek hom so uit. Sit ek hom byna nie. Nee man. Baie geluk Johan, dis 'n pragtige vis. Ja, hulle is maar net mooi, né? En jy hom nou weeg, né? Right. Hallo grote. Hallo bosie kind. Daar is jy ou grote. Moeg. Daar is jy. As die onderste vinies in die lug is. Ai, dit pragtig. Ja, sy jong. Daar gaan hy. Dis nou hierdie ding, waar is hy? Hierdie knapie. Splinter net, het nou, kyk hier's baie bes. Om die propeller gedraai. Maar ek weet nie, hy het seker maar 'n los lyn gedryf of wat ook al en toe Johan hom nou seker maar opgetel het. Maar laat ek nou maar aangaan en hom afhaal hier. Dis weer aksie. Johan het nou net sy laaste stok ingery. Terwyl hy op die water is natuurlik, moet ons hardloop. Kom na my toe Johan. Frik het nou die volgende stok opgetel. Visse is lekker aan die byt. Nou teen 'n spoed om sy vis te gaan haal. Kyk, die man kry nie geëet nie. Weet nie, die man het nou vir my geskree, Frikka. Hy het vir my geskree. Sê dis 'n 40-pounder guarantee. Okay, nee, ek wou sê man, want ek hoor net daar oor die water. Frikka! Ek dog die man het om van die boot afgeval of iets. Nee, dis hy. Hey, gee my Johan. Hy het gekom. Yes, dis omtrent vis nommer 15 hierdie. Maar wag so bietjie. Dis die vis wat ek aan die lyn gehad het. Wat jy gevang het? Ja, en toe sê ek vir Johan, hy kom so mooi, hy hoef nou nie te worry oor hom nie. Maar kyk nou net, wat moet hy oor worry? Hoor jy? Yes, kyk net daar. Nee, kyk, ons eet vanaand lekker ouens, hoor. Kyk net hoe lyk hierdie ding, soos 'n vark. Kyk net daar. Ons gaan jou gou-gou in die water kry. Maar net vir julle ouens idee gee. Ons is hier op die punt. Ek kan nie verder as daai gaan nie. En die gillie moet die En dan kamp Johanna al vir die afgelope paar dae hier. En natuurlik ons is nou weer plesierig met die papegaai daar in die huisies daar ensovoorts. En nou ja, soos ek verduidelik het, daai hele area daar word gegooi met die voer en die tigers en dan natuurlik die mavapoeier. Nou gaan ons hierdie swaar kanalie. En ek wil net, ja, as jy hom so optel, ja. Ag, kyk nou, 18. 41 pounds. 41 pounds. 18.6. Het hom. Mooi. Nee wat, ons het gekom. Ons bedoeling was om die nuwe poeier te toets. Ons was blessed. Ek dink ons het seker al in die omgewing van 10 visse oor 15 kilos. Maar die 40 ponder het ons ontgaan die heeltyd. Vanoggend het alles nou behoorlik skeef geloop en is nou weer 'n lewensles vir my. Ek was maar net geduldig en net deur dit gewerk. Nie my toys uit die kot uitgegooi nie. En hier word ons beloon in die middel van die dag met hom. 'n Besonderse vis, sterk soos 'n bees. Hy sal 'n visstok se rug breek. Baie dankie Frik, Reet. Ek geniet dit saam met julle. Och, en ons saam met jou, ons leer so baie. As die mense daarom 'n draai kon gegooi het om te sien wat jy alles sê en doen en die dinge wat ons saam met mekaar doen. Boeta, dis darem lekker. Maar lekker stadig, daar is hy. Joh, dankie ou groote.
Dankie man, dankie ou groote. Daar sy. Sy terug huis toe. Ons het almal lekker bond gehardloop. Ons praat nogal hoe elke ou sy pos ken. Hierdie Johanna hardloop nou die boot toe, hy draai om, hy sê my broek, ek weet nie wat nie. Ek skree net. Die foon. Maar daar is sy, mooi. Voor ons by dit kom, wil ek hom ook uit my hart skoonmaak. Ek het 'n manie. Mense wat ander ouens se integriteit aanval. Ja, daar was elemente in die hengelbedryf gewees wat skade gedoen het, wat 'n 16 kilo gevang het en gesê het was 'n 18, maar as een polisieman 'n moord pleeg, dan is dit nie te sê al die polisiemanne is bad nie. Daar sê. En net so wil ek vir hierdie ouens wat valse beweringe maak. Ja. Stap die pad wat ons gestap het, dan sal jy verstaan hoekom is ons eerbaar. Ja. Ek hoef niemand te beïndruk en 'n kilo by 'n vis te sit. Ag nee wat. Dit wat ek bereik het, kan daai spesifieke persoon wat nou 'n eiertjie te wil hê, kom gee vir my jou CV. Dan kan ek en jy mekaar vergelyk, dan daar's dalk 'n rede hoekom ek wil jok. Maar ek kan vir jou in die openbaar sê, ek het geen rede om vir niemand te jok nie. My eerbaarheid is wie ek werklik is en waarvoor ek staan. 'n Ander ding wat ek ook agtergekom het, jy weet, ons is altyd lief om te sê hengel is 'n familiesport of 'n gesinsport, maar as dit by hengel kom, is ons die mees inhaligste mense wat daar is. Elke ou hengel het sy kas uit, en as hy vanmiddag huis toe gaan, wil hy dan nou net sê hy het 2 meer visse as sy beste pel gevang. Stupid. En dit staan my nie aan nie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook so fanaties was en seker maar selfsugtig was, maar ek is op die plek, daar's vir my niks lekkerder, is om mense saam met my uit te vat, hierdie groot visse te hengel. Ek gaan partykeer uit en dan vat ek nie eens aan die stok nie. Ek jaag met die boot in en sit die aase neer en kom uit, want die lekker daarvan is as ons vanaand om 'n vuur kan sit en sê, weet jy, ons het 7 visse gevang, maar ons het hulle gevang. Die een het kos gemaak, daai een het die aas aangesit, daai een het die boot vasgehou.
dis mos nie dan my vis nie. Nee, man. Dis ons visse. Daar's hy. En dis vir my die lekkerste lekker om 'n pel uit te vat en as ons 'n 40 ponder of 'n 20 ponder gevang het, dan neem ons foto's albei van daai selfe vis want ons het albei saam gegaan as ons vis. Dis nie my vis nie. Daar's hy man. So vir my moet die spirit reg wees en ek hou nie daarvan dat mense negatiewe konnotasies tot dit sit nie as afbreekend. Rondom die poeier het ek gedink die eerste 10 pakkies gaan ek teken en dit as basies as versamel items uitgee en ek gaan die eerste 5 pakkies vir hierdie spesifieke kompetisie beskikbaar stel. So julle kan besluit op watter vorm lood julle dit en dan daai 5 persone sal ons dit dan gratis vir hulle stuur. En ag as hulle wil met dit hengel is hulle ook welkom, as hulle dit wil bære as 'n aandenking dat dit van ons afkom, sal dit vir ons 'n voorreg wees as hulle dit aanvaar in daai gesindheid. 11:00 het ons 5 vis gehad en tot 4:00 die middag nie weer 'n trek nie en 4:00 het ons 1 vis gevang en toe is dit weer stil tot die volgende oggend 7:30. Toe vang ons 'n vis, toe het ons die hele dag gewag, 5:30 die aand toe vang ons weer 'n vis. Dis so. En toe donderdagoggend toe begin hulle so 7:15 en toe ek weer sien toe is dit 2:30. Daar's hy, toe loop hulle. Is in daai tyd van 7:30 tot 2:30 het ons 7 vis gevang. 7 vis was 114 kilos. En dan vra jy vir jouself, wat het jy van 7:30 tot 2:30 gedoen? Ons het 'n werk. Ja. Daai vis het net vir ons besig gehou. Absoluut. Daar was nie 'n minuut nie. Ek het nie geëet of gedrink of geniks nie. Ek het vis gevang. Daar's hy. Dit het my donderdag aand ek so amper gevoel of ek van 'n springbokproef afgekom Ja. was gedaan. Ja, ek wil sommer afsluit om te sê ons het nou ek en Red het nou sommer nou net vir die Vrydag het ons hier by Kaap Konner kom sit, so entjie van hom af en sommer net ingegooi en bietjie op die groen gras kom sit. Na ongelooflike week saam met Johan, 'n paar dae eintlik. En as 'n mens vat met die sukses wat ons gehad het, Johan ek het hom gisterand getel. Dag 1 was maar 4-5 ure se hengel, né? Ja, ons het maandag aand 7:30 is die laaste stok ingevat. Dis reg? En dit was nou met 'n gejagery, so ou doen dit altyd met 'n halwe hart, maar ou voel dan beter as die aand begin en die stokke is in. Ons was nie beloon nie. Ons het maandagooggend dinsdagoggend het die stokke geloop. Baie foute gemaak, so ons het trend maar 30% strykerheid gehad. Wat vir my dadelike aanduiding was, ons het strategiese foute gemaak, so ek moes weer gaan ooranaliseer. Teruggaan en weer gaan besin. Ek het dinsdagoggend baie vroeg opgestaan om te sien wat maak die vis, want dit is die eerste keer wat ek hier is. Nie my tweede keer by Klaserie, maar my eerste keer by hierdie spesifieke plek waar ons gesit het. Dinsdagoggend het die vis vir my 'n paar goedjies gesê en ons het toe die stokke geskuif en toe het ons van omtrent 30% strykerheid geskuif na 87% toe, wat toe vir my sê nee, dis heelwat beter. Ek is nog nie tevrede nie. Ek dink daar is nog huiswerk om te doen. Sekere analises doen ons nog verkeerd. Ongelukkig hierdie dam, omdat dit nie 'n baie groot dam is nie, is die uncontrollables, die dinge soos watertemperatuur, humiditeit, lugdruk speel 'n groot rol. En die verhouding tot dit het ek die laaste jaar maar tot die gevolgtrekking gekom. Daar's 'n baie fyn balans tussen al hierdie faktore. En dis damme soos hierdie wat eintlik daai faktore bymekaar bring. Ons staar ons altyd blind aan lugdruk, maar hier het ek agtergekom, lugdruk is op sy slegste, dan vang jy 'n vis. En wanneer die lugdruk op sy gunstigste is, dan sit jy, maar dan is daar ander uncontrollable faktore wat jy maar moet deurwerk. Nee, was baie leersaam en moet sê hierdie dam sal jou rug breek. Dit is nie maklik nie. Nee, absoluut. Afgesien van die vis wat so kom en gaan. Wanneer die vis aan die gang is dit bitterharde werk. Ja. Maar ek dink dit maak dit een van die gesogte venues in Suid-Afrika. Daar's een van daai juwele wat Suid-Afrika het wat die wêreld eintlik van droom, maar dis nie maklik nie. Dit is 'n lekker dam om by te hengel. Baie uitdagings. Ek is definitief gaan weer terugkom want daar is nog onbeantwoorde vrae vir my en ek hou nie daarvan om op te hou nie voordat ek regtig weet ek het 'n ding onder die knie. Onder die knie, nee. Beslis nie. Ek sal graag weer in die inloop wil gaan. Ja, sê.